Seven Habits of, let's say, highly successful people nie. Daar is so 'n boek wat julle almal al van gehoor het 'n klompie jaar terug. Dis nie die geloof werk nie. Dis eerder beloftes wat die Here maak aan mense wat nou nie juis suksesvol is nie. Want die Saligspreking klink soos ouens wat nie regtig suksesvol was nie. Wat eintlik in terme van ons kultuur en die manier hoe ons dinge meet eintlik maar flops was. Treur. Of wat lelike negatiewe goedes moet beleef, wat vervolg word. Dis nie die belangrike ouens noodwendig in die samelewing gewees nie. Wat die Here sê wat geseënd is nie. Dis doodgewone mense wat soos ek en jy worstel met die lewe van elke dag en dit wat die lewe op ons pad vir ons plaas. Die agtergrond van hierdie beloftes sou mens kon sê lê in 'n besondere belofte en uitspraak wat die Here gemaak het in Matteus 6 vers 33. Daar staan: "Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God, dan sal die ander dinge vir julle bygesit word." So my en jou fokus is op die Here. Wat wil hy hê? Hoe wil hy moet dit lyk binne sy koninkryk? Daar waar hy die baas is, waar hy regeer. Beywer jou vir dit. Soek dit. Leef dit. Dan sal die ander goed sal die Here vir jou gee. Jy gaan nie noodwendig met die grandste kar ry, of die smaakste kos eet, of in die beste buurt woon, of die brandname klere dra nie. Nie noodwendig nie. Maar jy gaan hê wat jy nodig het, as jy fokus op dit wat vir God belangrik is. Dit wat hy wil hê jy voor moet staan. Dit waarvoor hy jou geskep het. As jy daarvoor gaan, die res sal hy voorsien. Ek onthou, ek was lank in Graafrenet. Daar's 'n pragtige tannie gewees wat baie swaarheid uit deurgegaan het. Materieel het daar iets gebeur en sy het baie swaar gekry. Maar sy het elke Sondag sit sy in die kerk en ek kom by, ek sê vir Jesus tannie, hoe gaan dit vandag? Soms so voor die tyd. So sit ek by haar gesels, ek sê hoe gaan dit met jou? Sy haar woorde sal ek my lewe nooit vergeet. Sy sê doen my nie. Hy sorg dan vir die voeltjies. Hy sal mos vir my ook sorg. Dit was my 'n geloofsbelijdenis en uitspraak wat my lewe lank by my sal bly. Hy sorg dan, jy tannie lewe nog. Sy's diep in haar jare op die oomblik, maar hy sorg nog steeds vir haar. Hy sorg dan vir die voeltjies. Hy sal mos na my ook kyk. En dit het gebeur. Goed. Fokus op dit wat vir God belangrik is. Dan sê hy, die res sal ek vir jou byvoeg. Nou wil ek graag met jou praat. Dis nou nie op die skerm nie, ek gaan dit nou maar sommer net praat. Maar waaroor gaan dit dan nou in Matteus 5 vers 4 en wat daarop volg? Die eerste saligspreking is belangrik want dit vorm die, kom ons sê die fondament van die res wat gesê word. Dis die basis waarop die res gebou word. En die eerste ene sê, geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Dis die beginpunt. Dat ek en jy moet besef, ek is van God afhanklik. Eers dan kan die res waar word. Die ou vertaling 33:53 het gesê arm van gees. Maar die nuwe vertaling vertaal dit vir my 'n bietjie beter. Hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Want dis waar 'n Jesus lewe begin. Die afhanklikheid. Die Here Jesus se voorbeeld in Getsemane. Hy sê Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar dan bely hy ook sy afhanklikheid van sy Vader. Nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Ek en jy moet agterkom hoe afhanklik ons van God is. Soos ons Here vir ons ook die voorbeeld gestel het. As ou nou die vers lees wat ek nou graag na wil kyk, vers 4 wat daar staan, gelukkig is die wat treur. Die woordjie treur is 'n Griekse woord wat diep seer wil uitbring. Dis soos wanneer iemand naby jou gesterf het. Daai tipe seer is hierdie treur, hierdie huil, hierdie stikkend binne-in. Gelukkig sê die Here, geseënd is die wat diep treur, hulle wat binne toe huil, want hulle is stikkend. Geseënd is hulle. Hy sê, want sy belofte is aan hulle, julle sal vertroos word.
En dis iets wat die Here gaan doen. Dis sy belofte. Geseënd is jy wanneer jy diep seer is, stikkend is, oor wat ook al. Ek kan nou dalk 'n paar dinge noem wat dit kan wees, maar geseënd is jy want ek sal jou troos. Ek is daar vir jou, om jou te troos, sê die Here. En dit maak dat jy geseënd is, want ek is daar om jou te troos, om jou te versorg. Ek is teenwoordig. Hierdie rou, hierdie treur en die vertroosting wat daarmee saamgaan, waaroor treur ons? Ons treur baie keer oor 'n menslike verlies. Dit kan baie dinge wees. Dit kan verlies wees van jou gesondheid. Die dokter wat vir jou sê, sorry, ek het nou te doen gehad met iemand 6 maande, sê die kankerspesialiste. Dis min of meer die maksimum. Dit moet, dink ek, erg wees om dit te hoor. En ek het albei vir myself afgevra as ek met sulke mense in my lewe te doen gehad het, Here, wat sal ek nou doen in die 6 maande as ek in daai persoon se skoene was? Maar die verlies van 'n toekomsdroom, van 'n lewensverwagting, die verlies van iemand naby aan jou wat deur die dood weggevat is, die verlies aan jou werk, jou beroep wat jy gehad het, wat so baie mense moet beleef, die verlies aan waardigheid, die verlies aan, you name it nou maar wat ook al, wat ek in my persoon kan ervaar. Dis dinge waaroor ons kan treur. Treur, huil, seer, stikkend. Dis wat daarop kan volg. Ek dink natuurlik die ergste waaroor ons treur is ons sondige toestand. Dat ek daaroor kan huil, Here, ek is 'n sondaar. Daai tollenaar daar by die tempel, Here, wees my sondaar genadig. Die ou het opgekykie, hy het afgekyk. Wees my sondaar genadig, dat ek kan treur oor my sondigheid. Maar wat het ek gesê is die eerste saligspreking? Gelukkig, geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ook in my toestand waar ek treur oor my sonde, moet ek dit onthou. Here, ek is van U afhanklik. En wat my sonde toestand betref, totaal en al van U afhanklik. Wow, dis lekker. Want Golgotha, Goeie Vrydag, Paasondag, hy het klaar betaal. En wanneer ek van hom afhanklik is my sonde weggevat. Is die skuld daarvoor betaal. Want ek is van U afhanklik. Ek vertrou op U. Geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Veral wanneer hulle treur oor hulle sondige toestand. Want hulle sal vertroos word. Hulle is klaar vertroos. Hulle is gemerk as God se kinders. Verlos van sonde en dit wat die sonde ook sou bring. Goed, jy kan dink aan baie ander dinge waaroor 'n mens kan treur vandag. In ons land is daar baie konkrete voorbeelde van redes waarom ons sou kon treur in ons swaar kry. En ons gaan bietjie praat oor maniere van troos ook dan. Ek wil net sê die beginpunt van die treur ding is dat ek dit ook maar moet erken. Ek het 'n skewe persoonlikheidstrek. Julle sal nou sê daar's baie wat julle kan oplet, maar ek weet nou van een, onder andere. En dis dat ek seer sidestep. Ek het dit aangeleer ergens in my lewe, dat ek as seer kom 'n sidestep, ek dit maak of dit nou nie daar is nie, en ek gaan net aan, en ek vertel maar 'n grappie en so aan, en so leef ek nou maar voort. Maar dis 'n moviese fout wat 'n ou maak as jy dit doen. Jy moet nie seer sidestep nie. Jy moet maar deur dit leef. En ek weet vir baie mense dat ek dit gepreek. Dan kyk, ek het geweet wat om vir die ouens te sê. Nie dat ek dit self kon doen nie, maar ek het geweet wat hulle moet doen. En ek kon vir sê, jy moet net dit en dit doen, dan is dit oukei. En toe ek kon amper sê die Afrikaanse spreekwoord, toe die pop oor die ven stryk, toe ek in hy posisie kom, het ek baie keer moes ontdek, dit werk nie so maklik nie. Maar toe het ek nou onder andere, ek het vir hulle so verduidelik, sê jy moet deur die seer gaan. Jy moet nie seer sidestep nie. As iemand dood is, hanteer dit, leef deur dit en leef dit klaar, kry dit agter die rug. Toe moes ek dit doen. En ek het toe, ek wil sê, spesifieke goed gedoen om het reg te kry. Ek het dan vir die ouens geleer om het so te doen. Johan, nou moet jy dit maar self doen. Nou moet jy my die voorbeeld stel. En ek moes dit doen. En dit het gewerk.
Dat ek deur dit kon gaan. So ek wil sê, wanneer jy treur en seer ervaar, moenie dit sidestep nie. Erken dit. Dis alright om te treur. Jy mag maar. Treur, maar moenie dit sidestep nie. Leef deur dit, hanteer dit. Sê vir jou, wat jy ook al jou verlies was, wat jy moes belewe het. Ek het hierdie verlies belewe, hierdie seer belewe. Here, ek gaan dit met U hanteer. Goed, nou oor wat daar gebeur in dit dan. Treur. In ons land het ek gesê is daar baie dinge waaroor ons kan treur en ek gaan nie dit nou weer vir jou uitlig nie. Jy ken die geweld, jy weet die vrees wat daar bestaan rondom 30 Junie in ons land wat kan gebeur. Jy ken al hierdie goeders. Daar's so baie. As jy ry, ek ry nou die dag en ek slaan 'n nuwe slag gehad. Dat die in Baron van Rede was. Ek ry lekker rustig. Bah, slaan ek hierdie gat. Gelukkig het die kar 'n groot wiel gehad wat die gat kon hanteer. Toe besef ek, nou moet jy uitswaai. Maar ons dorp is absoluut fantasties. Ons dorp, ek woon nou 6 maande hier so wat ook al. As ek nou kyk hoe hulle werk in die dorp in die gang hou. Ons beskik oor die mees fantastiese munisipaliteit wat julle sal nie saamspeel, maar julle het nog nie in ander provinsies geleef nie. Julle moet in ander provinsies lewe, soos ek nou ook die voorreg gehad het, dan waardeer ek hierdie dorp verskriklik. So goed, ek weet hy gaan vinnig reggemaak word in Oudtshoorn, want hy lê in 'n groot pad, in 'n hoofpad. So, dit gebeur hier, dank die Here daarvoor, dat ons so 'n munisipaliteit in ons dorp het. Ek is positief oor ons dorp. Dit wil ek baie duidelik sê, ek is opgewonde dat ek hier mag woon. Goed, moenie jou lyding ontken nie, moet dit nie sidestep nie, lewe deur dit. Treur is ook nie bedoel jy alleen moet dra nie. Galasiërs 5 sê die Here so mooi, deur ou Paulus, dra mekaar se laste. En vervul op hierdie manier eintlik die wet van God. Dan lewe jy soos God wil hê jy moet lewe. So ons moet vir mekaar ken. Ons vir mekaar kan sê, "Jesus, my broer, my suster, ek het op die oomblik 'n baie seer stuk. Sê nou maar, my kind het hom of haar se werk verloor. Dit is my verskriklik. Daai kind sit in spanning. Daar's kindertjies betrokke en wat ook al. Sê dit vir mekaar. Sê vir 'n broer of 'n suster van jou in die gemeente of iemand wat ook die Here ken, sal jy saam met my daaroor bid asseblief? Onthou, as jy seer gedeel het, het jy dit halveer. Is gesplit. As jy vreugde gedeel het, het jy dit verdubbel. Nee, julle ken nou die sommetjie. Ek was baie goed in wiskunde. Nee, okay. So, as ek seer gedeel het, het ek dit gehalveer. Ek deel dit met 'n medegelowige. As ek vreugde gedeel het met 'n gelowige, het ek dit verdubbel. So onthou daai sommetjie, jy moet dit nooit vergeet nie. Maar die Here sê, ons is vir mekaar gegee om te kan deel. Ek mag vir my boetie of my sussie in die Here sê, bid saam met my. Support my in die eerste, ek gaan 'n moeilike tyd deur. Kan ek maar net by jou 'n koppie koffie kom drink of tee net kom drink by my of wat ook al. Maar dat ons mekaar moet ondersteun, dat ons mekaar moet praat oor ons seer, oor ons treur, oor ons verliese. Dat ons dit met mekaar moet praat. Dat is mekaar boodskapie. Ek was nou vanoggend lus toe ek hier instap om iets te steel by hierdie gemeente. Om vir julle dit te demonstreer. Toe dink ek, laat ek dit nou maar liewer nie doen nie. Net of word ek hier uitgetrap oor ek 'n roos wou steel. Maar gee vir mekaar 'n blommetjie. Jy kan net dit, ek onthou toe ons op Stellenbosch was, ek was student en ook nog maar soos 'n student is. Toe koop ek in my kamer, maar toe was dit nog goedkoop, so 'n bossie blomme. Ek dink dit was angeliere, want ek het 'n sag plek vir 'n rooi angelier. En so het ons teruggeloop in die pad op pad koshuis toe. En nou kom maar van die damesstudente van voor af, toe is ons nou aspres. Die falietjies, nie die seksie mooi is nie, die falietjies. Wie se paas dan nou dominees was of sulke ons wat nou vaal moes aantrek en alles. Vir hulle gee ons 'n rosie of 'n angeliertjie. Baie, en dan loop jy die seksie enetjie by en kry sy niks. Miskien nie vir aan, skryf hierdie falietjies. Gee ons blommetjies om hulle dag te maak. En dit gelyk of hulle dag gemaak was. Hulle het net so breed gesmile, want hulle het 'n blommetjie vandag by 'n man student gekry. Ons kan vir mekaar blommetjies gee. Ons kan vir mekaar 'n boodskapie stuur. Die elektronika is so, ek is op hierdie Facebook en die goed, ek het ook kastig so 'n blad, maar ek het nog nooit iets opgepost nie, ek weet nie hoe om dit te doen nie. So, vriendskap versoek, ek moenie vir my so iets stuur, want ek weet nie wat om my te maak nie. Ek het 3 vriende, dis my kinders. My skoondogter is nog nie op, ek het vergeet om haar op te sit. My skoonseun is dan mal op. So dis nou my vriendekring op Facebook. Ek het nog nooit iets gepost nie, maar daai goed
is deesdae vir ons gegee om maklik te kan kommunikeer met mekaar. Ek is op WhatsApp skerp, daar is ek skerp. Kyk, ek lees my WhatsApp status goedjies, kyk ek elke oggend al die foto's, so ek weet wat almal se lewens aangaan, maar dis al. Maar ons kan met mekaar kommunikeer op die maklikste maniere. En vir mekaar, as sien jy ou handjies wat so lyk vir iemand. Wat vir my geweldig baie beteken, toe ek ook op 'n stadium onder andere in 'n krisis in my lewe was, het ek soggens partykeer by van my vriende, en dan sal ou net vir my sê, ek het vandag vir jou gebid. Jesus, dan is my dag gemaak. Dis al wat hy sê. Ek het vir jou gebid. Ek weet nie wat hy gevra het nie, niks nie. Ek is in 'n tyd, iemand het vir my gebid. Wow! Dra mekaar se laste. Ons is gegee om ons treur, ons seer met mekaar te kan deel. Goed. Die troos wat ons van praat, dubbeld geseën, dubbeld gelukkig het ons dit genoem. Wat sê die Here moet ons onder andere doen met die moeilike goeders in ons lewe? Hy sê, en dis nou, ek is ons nou by gelukkig is hulle wat treur, want hulle sal vertroos word, waaroor jy ook al treur, wat ook al die treur of die hartseer, die stikkindheid veroorsaak. Daar staan in Openbaring 21, hier in die einde van die Bybel. Wat gebeur in die einde? Hy vee die laaste trane af. Dit staan daar. Hy is daar om dit af te vee. Dis my troos. Filippense 4, baie kosbare deeltjie staan daar. As jy dan hierdie treurende goed het, hierdie stikkende maak goed, hierdie hartseer goed het, vat dit en gee dit in 'n gelowige gebed aan God. En wanneer jy dit aangegee het en hom daarmee vertrou het, dan sê daai versie in Filippense 4 vers 4 tot 7 kan jy gerus gaan lees. Dan staan daar, wat is die gevolg van daai vertroue? En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dis absoluut fantasties. Here, ek kan hierdie ding nou net nie meer hanteer nie. Dit bring angs en vrees in my vir die toekoms, wat dit ook al mag wees. Ek gee dit vir u aan. En as jy dit in vertroue vir hom aangegee het, wat sê hy? Ek seën vir jou met die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Romeine 8:28 is 'n ander een wat baie duidelik hierby staan. Vir hulle wat God liefhet, sal alles meewerk ten goeie. Waaroor jy ook al treur, dit sal meewerk ten goeie. Iets wat ek moes leer in lyding. Lyding is maar sinloos, né? Ek hoop julle stem saam. Lyding is sinloos. Tensy, dat het ek ontdek in my lewe, tensy daar in my 'n verandering kan kom tydens of na die lyding. As daar verandering gekom het, dan was dit positief. Dan kon ek dit beskou as deel van God se doel, sy plan met my lewenspad. Ons stap 'n pad, ek en die Here saam. Deel van die pad is lyding. Hier's 'n verlies. Hier's 'n seer ding wat gebeur. En na dit, dat leer ek net om met nuwe oë te kyk na mense wat dieselfde seer beleef. Om hulle te kan leer ondersteun, om die troos wat ek ontvang het te pak in 'n mandjie en dit saam te vat, dat as ek by iemand kom wat dieselfde lyding deurgaan, uit daai mandjie iets uit en sê, "Jesus my broer, my sussie, dit het vir my gehelp. Kom ek deel dit met jou." Al is dit al, maar lyding moet een of ander verbetering of verandering of groei bring, dan was dit sinvol. Dan is dit reg dat ons daai lyding moes deurgegaan het. Ek wil afsluit met die gaan doen gedagte. So lekker ons kan al hierdie goedes hoor vandag en lekker vrolik wees en gelukkig wees. Dit was lekker in die kerk te wees vandag en die Bybel het met ons gepraat, maar dan doen ons ook niks verder nie. En ek dink dis nie reg nie. As ons hier uitstap, hier is mos nou dis soos die gym wat ons nou in was, ons 'n bietjie geoefen. Ek is baie sleg met 'n gym. Ek sukkel om elke dag te gaan stap. My vrou motiveer my gelukkig, want sy vertel vir my maag raak al groter en dit maak dit ons verder van mekaar staan as mekaar 'n drukkie gee, so my maag moet wegkom. Al daai goed is. Maar so sy help my, maar gym laat ons beter voel en maak ons gesond. Julle sit nou in die gym elke Sondag. En as jy uitgaan moet julle mos nou 'n bietjie gaan oefening doen, want julle het nou gegym. Jy mos nou gegroei het. So jy moet iets gaan doen. Wat moet ons nou gaan doen, kan ons mekaar sê? Matteus 5 wil sê, ons moet die aard van ware vertroosting moet ons oordink.
Wat is dit? Wat bring regtig vertroosting? Want vertroosting is binne my en jou bereik. Hoekom? Want die Here is altyd daar. Ek het verwys na Filippense 4 nou. Filippense 4 staan daar net so kort stukkie. Daar staan, die Here is naby. Dit staan baie duidelik daar. As jy sê, jy moet hierdie goedes vir die Here aangee en hom vertrou daarmee, dan sê die Here is naby. Hy is oral altyd by my en jou, maar nie net by ons nie, hy is aktief, doenend by ons. So, in my treur toestand, kan ek maar sê, ja, ek sukkel nou met te hanteer, help. En hy hoor dit, want hy is naby. En dis eintlik my troos, dat hierdie krag van God, is tot my beskikking oral in elke situasie waar hy kan kom. Daarom, as ons hier uitstap vandag, onthou jy is dan 'n agent van vertroosting vir die Here. Hy stel jou aan, jy is my agent van vertroosting. Jy moet gaan troos bring. Daarom soek. Wees op die uitkyk vir mense wat behoefte het aan troos. Kan ek julle nog so iets vertel? Ek het 'n paar keer in my lewe dinge beleef wat vir my baie vreemd was en baie geleer het. Onder andere, daaroor het ons vanoggend ook gepraat, ek en my maatjie, dat ek moes 'n paar keer sien dat mense wat getrou in die kerk is, kom vertel vir jou een spesifiek. Dit was mense van status in die gemeenskap, wat 'n goeie pos gehad het en die pos gelos het en toe op hulle eie gegaan en die eie het nie gewerk nie, pakket het toe nie uitgewerk nie. Hulle was stiptelik in die kerk elke Sondag. Katekisasieklasse aangebied en gewerk in die gemeente. Party daar kerk toe gestap van die huis af. Want hulle is gesonde, netjiese, smart mense. Toe moes ek ontdek, hulle woon in 'n netjies huis, leef netjies skoon, kom in die kerk, werk in die gemeente, hulle het nie geld vir kos nie. Dit was 'n wrede ontdekking. 'n Ander een wat baie ryk geleef het, ook in 'n gemeenskap waar ek was op 'n stadium, en die geld verkeerd gebruik het, die dame wat by die persoon in die huis gewerk het oor die straat na ons toe gekom om gou iets te kom stryk, want hulle krag is af. Toe moes ek by ondersoek uitvind, hulle het nie geld om krag te betaal nie. Maar die reste was daar, die dame het klomp juwele gehad, duur parfuum nog kon dra, want dit het sy gehad, toe sy nog geld gehad het. Niemand het geweet, sy sit elke Sondag in die kerk. Niemand het geweet, dat daar is die kos nie, daar is die krag nie. In die aand vir die kleintjie, by 'n gasstoofie kos gemaak, sop gemaak, kersse aangesteek en gemaak, asof dit romanties en mooi is, maar daar was nie geld om elektrisiteit te koop nie. Toe ek met die kar gaan petrol gooi, sê die petroljoggie vir my, meneer, hierdie kar sê weet wat hom tref nie. Hy kry R10 op 'n slag. Dan is dit mense wat in die kerk saam met ons sit, die Here aanbid. Dis ons eie broers en susters, wat partykeer suffer, wat treur, wat nood het, en dalk nie die moed het om dit vir ons te sê nie. So ek wil sê, as ek en jy uitstap, vandag gaan ons aanvaar ons roeping as agente van troos. Dan moet ons sê, Here, help my om sulke te sien. Help hulle om die guts te hê om vir my te kom sê, ek het nood. Sodat ons kan begin om binne ons familie vir mekaar te versorg. Bedienaars, agente van troos te wees, waar die Here ook al vir ons wil gebruik. Mag ons regtig uitstap vandag en sulke geleenthede gaan soek en 'n gebed vir die Here vra, wys dit vir my, dat ek weet waar ek wat kan doen met wie ek is en wat U vir my gegee het, dat ek U kan dien in die gemeenskap en die gemeente waar ek leef. Here, baie dankie vir vandag. Baie dankie vir U woord en hoe U woord met ons praat en dat U woord ook vir ons vertel wat U verwagting van ons is. En ons het nog 'n kans
om iets daaraan te kan doen. Dankie daarvoor. Dankie dat ons nog die gesondheid het, die middele het, nog hier kan sit vandag. Al die wonderlike geseënde voorregte mag hê wat U vir ons gee. Help ons, o Heilige Gees, om ons roeping te aanvaar, om agente van troos te gaan wees in ons gemeenskap. Wat positief U teenwoordigheid, U hulpvaardigheid wil ek amper sê, Here, U toegeneentheid tot ons, wat dit wil beskikbaar stel elke dag, dat ons maar kan praat. U is 'n gebed ver, so naby. U is 'n sinnetjie teenoor ons. Ons kan maar net 'n sinnetjie sê, ons kan maar net vra, en U is daar. Help ons om dit te benut, die voorregte wat U vir ons gee, van U aktiewe teenwoordigheid in elke situasie. Seën ons om dan werklik agente van troos te wees, in die naam van Jesus. Amen.